En ons wil hoor wat U vir ons sê in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, is so wonderlik om net die teenwoordigheid van die Here te kan beleef en in te dring. Partykeer moet ons maar verby die emosies kom en verby die vlees kom. Die vlees is gewoonlik die grootste drawback wat ons het. En daarom sê die Here, hy soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Maar dit is so wonderlike voorreg en ons sê dankie aan ons musiekspan. Ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Efesiërs 5 vers 14, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ontwaak spreek daarvan om bewus te raak. Ontwikkel spreek daarvan om te groei of om te ontwikkel en ontmoeting praat oor die ervaring of die ontvangs van die Here af. En vanoggend wil ek met u praat oor ontwikkel deur verandering. Ontwikkel deur verandering. In Johannes 2 vers 1 lees ons die volgende, hy sê, en op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. En Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. En sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Dis die beste raad wat Jesus se moeder ooit kon gee. En daardie raad is vanoggend nog steeds vir my en vir jou so belangrik. Doen net wat hy vir julle sê. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan en elkeen 2 tot 3 ankers gehou. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. Toe die hoofdienaar van die water proe wat wyn geword het, het hy nie geweet waarvan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. En roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op en wanneer die mense goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe gehou. Vers 11. Hierdie eerste van die Jesus tekens het te Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar. Baie belangrik. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het aan hom geglo. Jesus het gekies om sy heerlikheid aan die mens te openbaar deur iets te verander. Die mense het iets kort gekom, hulle het iets tekort aangehad. En soos dit baie keer in die Ou Testament ook is, vra die Here, wat is in jou hand? Of wat is in jou huis? En die Here neem dit wat beskikbaar was en hy verander dit in iets wat nodig is. Hulle het wyn nodig gehad, Jesus vat water, 'n algemene ding, en hy verander die molekulêre samestelling daarvan, sodat op die einde van die dag 'n heeltemal ander vorm aanneem. Daarom sê Paulus ook, die wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Die oomblik wanneer ek Jesus ontmoet, die eerste ding wat hy doen is, hy verander my in iets anders. Hy maak my 'n kind van God. So sien ons Jesus verander 2 visse en 5 broodjies in 'n feesmaal. Jesus verander modder in oë. Jesus verander vissermanne in disippels en duiwelbesetenis in getroue volgelinge. Jesus maak van sondaars kinders van God. En so kan die lys volgende aangaan en aangaan. Die oomblik wanneer ek met Jesus in aanraking kom, vind daar noodwendig verandering plaas. En dis waaroor ek vanoggend met julle wil praat. In die eerste plek, Jesus verander rou in vreugde. Psalm 30 vers 12. Hy sê, u het my weeklaag vir my verander in koordans. U het my roukleed losgemaak en vir my 'n vreugde omgord. Vers 13, sodat my eer u kan besing en u swyg nie, Here, my God, vir ewig sal ek
U loof. Nou die psalmdigter het hierdeur 'n ervaring gegaan, 'n ervaring wat hom baie rou veroorsaak het, wat hom baie seer veroorsaak het. Hy het dalk 'n geliefde in die dood afgestaan of iets is van hom weggeneem en hy bekla sy rou voor die Here en dan sê hy in vers 12, hy sê, maar U het my weeklag, U het my gehuil, U het my geween, het U verander in koordans. Ek wil hê jy moet sien, Jesus neem nie net die weeklag weg nie, hy verander dit in 'n koordans. Ek wil hê jy moet sien vanoggend, want ons is baie keer geneig om vir die Here te vra, Here, neem net hierdie weg, maar die Here is nie in die wegneem bedryf nie. Hy's nie 'n wegneem eteplek nie. Jesus neem nie iets net weg nie. Jesus vat dit, hy verander dit op net die manier wat hy kan en hy gee dit vir jou terug in 'n ander vorm wat dien tot jou voordeel. Hy sê hierso, U het my weeklag, het U verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Nou hier is vanoggend baie belangrik dat ek sal besef dat hierdie psalmdigter het in sy rou, het hy sy toevlug na die Here toe geneem. En hy het iets ontdek by die Here, wat hy vir ons agtergelaat het, dat wanneer ons rou na die Here toe vat, is een van die goed wat die Here wil verander, kan verander en gaan verander, as ons toevlug na hom te neem. Die Here verander ons weeklag in koordans, en is interessant dat hy ook sê, dat die Here maak die roukleed los, en hy omgord my, met ander woorde, hy trek vir my 'n vreugdekleed aan. Die Here doen nie halwe werk nie, kerk. Die Here vat nie net die weeklag weg en gee 'n koordans nie, hy trek ook die rou klere uit en hy beklee ons met vreugde. In Jeremia 31 vers 13, hy sê, dan sal die jongvrou haar verheug in koordans, ja, die jong manne en die oues te same, en ek sal hulle rou in vreugde verander. Baie duidelik, hy sê nie ek sal hulle rou wegvat, ek wil jy moet sien vanoggend. Hy sê nie ek sal 'n rou wegvat nie. Hy sê nee, gee vir my daardie rou sodat ek daardie rou kan verander in dit wat jy nodig het. Jy moet dit sien vanoggend, kerk. Jy moet dit sien. Ons gaan net meer daaroor praat. Hy sê en ek sal die vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. En ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid. My volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. Weereens kom hy hier en hy sê, hy sal die rou in vreugde verander, en dan sê hy ook, hy sal hulle kommer in blydskap verander. Ek wil hê jy moet vanoggend weet dat as Jesus vir ons sê, of Paulus dan eerder vir ons sê in die Nuwe Testament, om al ons bekommernisse op die Here te werp, beteken dit dat ek dit vir hom gee as roumateriaal, wat die Here kan gebruik om alles ten goeie te laat meewerk in my lewe. Die Here het die mag, die Here het die kapasiteit om en ek het net daai woord gebruik, en dit is 'n baie groot woord vir 'n baie ou man soos ek, maar hy het die molekulêre struktuur daarvan, hy het die DNA daarvan verander. En ek is so dankbaar vanoggend, ek dien 'n God wat kan verandering bring, wat kan vat dit wat ek aan hom gee, want al wat ek vir die Here kan gee, al wat ek van die Here kan gee, is pyn, smart, sonde, kom aan siekte, dis al wat ek vir die Here kan gee. Daar's niks wat ek vir die Here kan gee wat waarde het nie. Maar die Here sê nee, werp jou bekommernis op my. Gee my daardie las, gee my daardie rou sodat ek dit kan verander. Ek gaan dit nie wegvat nie. Ja, ek wil jy moet sien, ek gaan dit nie wegvat nie. Gee dit vir my sodat ek dit kan verander. Sodat ek dit kan verander. Daardie water het wyn geword. Dit was dieselfde water, maar Jesus het dit aangeraak en dat 'n verandering plaasgevind. My rou verander die Here. Ek wil jy moet dit sien, ek weet nie om dit te verduidelik nie. Die Here vat nie die rou weg nie, hy verander dit. Hy verander daardie ding. Jy weet, Josef sê, hy sê vir sy broers, hy sê, julle het my hierheen gestuur en julle het gedink julle doen my skade aan, maar die Here het my hiernatoe gestuur. Jy sien, daai selfde konsep, die Here het daai hele situasie, het die Here omgedraai en verander,
sodat Josef die seën daarvan kan ervaar. Ek glo vanoggend, ek dien 'n God wat 'n situasie kan omdraai, wat my lewe kan omdraai, want hy het my lewe omgedraai. Kom aan kerk, elkeen van ons vanoggend hier sit, kan getuig hoe die Here ons lewens omgedraai het. Baie van ons kan vanoggend hier sit en getuig hoe die Here ons finansies omgedraai het, hoe die Here ons gesondheid omgedraai het, hoe die Here ons verhoudings omgedraai het, hoe die Here 'n huwelik omgedraai het. In Psalm 126 vers 1, hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Ek hou daarvan. Toe die Here die lot van Sion verander het, toe die Here die lot van Karen verander het, toe die Here die lot van Ellen verander het, was ons soos die wat droom. Hoekom? Want die Here doen altyd ver bokant wat ons kan bid, dink of droom. Die Here doen altyd meer. En ek het gedink die Here gaan net die rou wegvat. Nee, die Here vat nie die rou weg nie. Hy gee vir my vreugde en hy gee vir my blydskap in plaas van kommer. Hy doen ver bokant wat ek kan bid, dink of vra. Hy sê, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die oomblik wanneer die Here 'n verandering bring, kan mense dit sien in my en jou lewe. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. O, ek sien vanoggend hier iets van my koning Jesus, wat vir my sê vanoggend, al wat ek nodig het om te doen, is ek moet vanoggend net hierdie bekommernis, hierdie ding, moet ek dit vanoggend vir die Here gee, en dit by die Here los, en hom vertrou, want hy sal die nodige verandering bring, wat nodig is, sodat dit wat ek ontvang, my met blydskap kan vul. Is daar vanoggend dalk iets in my en jou hart? Is daar vanoggend dalk iets in my en jou lewe wat nodig het om te verander? Dalk 'n gesindheid wat ek het, dalk 'n ervaring wat ek gehad het, dalk 'n gevoel wat ek het teenoor iemand anders. Kom ons gee dit vanoggend net vir die Here en sê, Here, kom verander dit. Kom verander. Moet dit nie wegvat nie. Gebruik dit en verander dit, Here, sodat ek blydskap en vreugde daaruit kan kry. So in die eerste plek, Jesus verander rou in vreugde. Tweedens, Jesus verander gevangenskap in vryheid. Jesus verander gevangenskap in vryheid. Lukas 4 vers 18 sê, die Gees van die Here is op my. Dis Jesus self wat hier praat. Omdat hy my gesalf het of toegerus het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die verbrysels van hart te genees. Dit kom weer daarin by die verandering van rou en vreugde. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Geliefdes, as ons vanoggend eerlik moet wees oor onsself, ons dink oor ons lewe, is baie van ons as mense is eintlik maar vasgevang in een of ander gevangenis. Of dit is in my gedagtes, of dit is in 'n slegte gewoonte, of dit is in 'n ongesonde verhouding, of dit is in sonde. Ons almal hier iewers is ons vanoggend vasgevang en die Jesus sê, ek het gekom om jou wat in gevangenis is, in vrylating weg te stuur. Ek en jy hoef deur niks gevange gehou te word nie, ook nie deur die verlede nie. En soveel van ons mense is nog steeds vasgevang deur 'n verlede. En die vyand is baie slim en die vyand is baie slinks wat dit aan betref. Hy herinner ons aan ons verlede. Hy sê is nie verby nie. Die bloed het nie daarmee gedeel nie. Jy ervaar nog sekere dinge en hy kom met daardie leuns en ons dra daardie las met ons saam. En Jesus sê, ek verander daardie gevangenskap in vryheid. Daardie gevangenes kom net na my toe en ek kan daai hele situasie omdraai en 'n verandering bring in jou lewe. In Handelinge hoofstuk 16 kry ons die voorbeeld van Paulus en Silas wat fisies in die tronk was. Die Bybel sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Nou ek wil hê jy moet sien vanoggend dat Paulus was op hierdie stadium, Paulus en Silas was geslaan. Hulle liggame was uitmekaar geskeur soos hulle geslaan is. Hier is hulle in 'n donker tronk. Dit is baie, die humiditeit is geweldig hoog daar, dis nie baie warm of baie koud. En die Bybel sê, te midde van dit, het Paulus iets gesnap van 'n God wat kan verandering bring. En die Bybel sê vir ons,
Hy het lofliedere tot eer van die Here gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Lofprysing bring verandering. Ek sê lofprysing bring verandering. Meeste mense beleef die Here in lofprysing. Meeste genesings vind plaas in lofprysing. Meeste doop met Heilige Gees vind plaas in lofprysing. Meeste mense word vrygemaak deur dinge wat hulle bind in lofprysing. Daar's krag in lofprysing. En Paulus het iets daarvan gesnap en toe hy in sy laagste, slegste plek van sy lewe was, het hy lofsange tot eer van die Here aangebied sodat almal dit kan hoor. En wat het gebeur? Die Bybel sê vir ons en skielik kom daar 'n groot aardbewing. Gevangenes, aardbewing. Ek hou daarvan. Jesus verander gevangenes in 'n rollercoaster ride. Sodat die fundamente van gevangenes geskit het en onmiddellik, sê vir die persoon langs jou, onmiddellik. En onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Jou lofprysing kan die persoon langs jou vrymaak. Kom aan, jou lofprysing kan die persoon langs jou vanoggend vrymaak. Die Bybel sê toe hulle lofprysing aangebied het vir die Here, het almal se deure, al die gevangenes se deure het oopgegaan. Nie net Paulus en Silas nie, en die Here het 'n situasie kom verander. Hy het 'n tronk verander. Luister baie mooi as jy dit verder gaan lees. Hy het 'n tronk verander in 'n kerkdiens. My God kan iets verander en dit wat ek nooit gedink het nie. Ek dink die Paulus het toe hy daar ingegaan het daai nag, het hy gedink, binne 'n paar uur van nou af gaan ons lofprysing en gaan ons kerk hou en gaan ek mense na die Here toe lei en gaan ek mense doop nie. Ek dink nie hy het dit besef nie. Maar ons dien 'n God wat verandering bring. En die verandering wat hy bring is ver bo kan wat ons kan bid, dink of vra. Jesus verander gevangenskap in vryheid. En ek en jy vanoggend die Here loof daarvoor. En ek en jy met die Here prys vanoggend dat hy die gevangenes in vrylating wegstuur. Het Paulus dit dalk gesing? Was dit dalk deel van sy lofprysing? Heel moontlik, hy het daarvan geweet dat Jesus dit gesê het. So, dit was heel moontlik deel van sy lofprysing, deur die Here te prys. Here, dankie dat U die gevangenes in vrylating wegstuur. Miskien was dit deel daarvan. Ek kan nie sê nie. Maar Paulus se lofprysing het die deure laat oopgaan. Nommer 3. Jesus verander swakheid in krag. Kan ek amen kry asseblief? Hy sê vir ons hierso in Hebreërs 11 vers 33, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het. Nou ek het gedink, dis al ingesluit daar waar die bekke van die leeu's toegemaak is. Maar die Here sê baie duidelik hier, hy praat van die geloofshelde, en hy sê deur geloof, wat hulle aan die Here geopenbaar het die Here vir hulle krag uit swakheid gegee. Hy het hulle krag of hulle swakheid verander in krag. En die gevolg daarvan, hulle was dapper gewees in die oorlog, leers op die vreemde en op die vlug, wat hulle op die vlug gedryf het. Nou Psalm 73 vers 26 sê, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots wat my hart is my hart en my deel tot in ewigheid. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Luister maar, hy sê, al beswyk my vlees en my hart. In ander woorde, al voel ek fisies, geestelik en emosioneel swak, is die Here my krag. Hy is my rots, hy is die een by wie ek skuil, hy is die een wat my standvastigheid gee, my geloof in hom, my vertroue in hom, bring die verandering, en dit verander my swakheid in krag. Is my so mooi, daai gedeelte van Gideon, dis nie notas nie, maar van Gideon, waar die Here aan hom verskyn deur 'n engel, en die Here sê vir hom dapper held, en nou het hy 'n hele storieetjie van hoekom die Here van hulle vergeet het, ensovoorts, en dan sê die Here, gaan, hy swak, maar die Here sê, gaan in hierdie krag. Gaan in hierdie krag. Dis interessant dat die Here Gideon se swakheid sien as krag. Is daar ook volgens die moontlikheid dat die Here ook my swakheid sien as 'n krag? Ek sien dit as 'n swakheid, maar die Here sien die moontlikheid van krag wat uit daardie swakheid
kan opstaan. Ek voel dit dalk vanoggend vir my as mens dat my vlees wil beswyk, met ander woorde ek is moeg en my hart en my siel is oorweldig. Die Here is die rots. Hy is my anker vanoggend. Hy is die een wat my krag gee. So mooi in 1 Samuel 30 vers 4. Nadat Dawid teruggekom het van die oorlog af en sy dorp is met vuur verbrand, lees ons en daarop het Dawid en sy manskap wat by hom was, hulle stem verhef en geween, tot daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Het jy al so gehuil? Daar's net nie meer trane oor nie. Dis waar hierdie manne was. Dis waar hierdie manne was. Hulle het gehuil, die Bybel sê, hulle het gehuil, hulle het getreur, hulle het geween, tot daar nie meer krag in hulle oor was om te ween nie. Vers 6. En Dawid het baie benoud gemaak, want die manskap het gepraat om te stenig, want die siel van sy manskappe was verbitterd elke keer met sy seuns en sy dogters. Hulle vlees het beswyk en hulle hart, soos hy Psalm sê. Hulle het beleef. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Dawid het homself versterk in die Here sy God. Hy het hierdie pyn, rou, hartseer waarvan ons daar gepraat het hy vir die Here gaan gee en die Here het dit verander, luister baie mooi, die Here het dit verander in krag. Nie net emosionele krag nie, maar ook fisiese krag. Hy het geen krag, die Bybel sê het geween tot daar geen krag meer in hulle was nie, maar die oomblik toe die Here daardie verandering bring, sê vir die manne, kom ons gaan veg. Kom ons gaan veg. Ewe skielik, hulle het nog nie eens brood gehad om te eet nie, met ander woorde, hulle kon nie fisies versterk word deur iets wat hulle ingeneem het nie, maar die krag van die Here het hulle versterk sodat hulle weer kon uitgaan en weer oorlog maak en hulle mense terugbring en herstel bring, want die Here se verandering bring altyd herstel. En hierdie manne het uit hulle swakheid krag ontvang sodat hulle ander kon verlos. Wanneer die Here ons swakheid in krag verander, is dit altyd om tot eer van sy diens te kan funksioneer. Om in sy diens te kan staan, om vir hom te kan werk. Die Here verander nie net ons swakheid in krag sodat ons kan aangaan soos ons aangaan. Nee, hy verander ons swakheid in krag sodat ons diensbaar kan wees in sy koninkryk. Vir hom 'n verskil kan maak. Sodat ons kan veg volgens Nehemia vir ons vrouens en ons kinders en ons familie, die mense wat rondom ons is. Dis presies wat Dawid hier gedoen het. En daarom sê Paulus ook in 2 Korintiërs 12 vers 10, daarom het ek 'n behaag in swakhede. Ek kan dit nog nooit eerlik gesê het nie. Maar Paulus sê, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolgelinge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Wie stem saam met my? Ek het nog daai plek bereikie. Maar ek dank die Here Paulus het, en hy gee vir ons die voorbeeld daarvan. En die kern hiervan is, hy sê, want wanneer ek swak is, in Christus, dan is ek sterk. Die Here draai daardie situasie om, en ons het al, elkeen van ons het al eintlik iewers ervaar. Wat jy so swak was, wat jy geliefd aan die dood afgestaan het, wat jy nie geweet het hoe gaan jy hierdie een voet voor die ander een sit nie, maar die Here kom en na die oomblik gee hy vir jou krag. Of jy moet in 'n sekere vergadering ingaan en jy weet nie hoe jy gaan maak nie, maar die Here gee vir jou krag. Of jy moet 'n situasie aanspreek en jy het nie die woorde nie, maar na die oomblik gee die Here vir jou krag. Jesus gaan so ver en hy sê vir sy disippels, hierdie Jode, hierdie Romeine gaan julle voor die howe bring, maar julle moenie vrees nie, want in daardie oomblik sal julle krag ontvang. Die woorde sal aan julle gegee word wat julle moet spreek in daardie oomblik. Ek is volgens so dankbaar dat ek dien 'n koning wat verandering bring. Nou nommer 4, is jy nog met my? Jesus verander oorlog in oorwinning. Jesus verander oorlog in oorwinning. 2 Kronieke hoofstuk 20 vers 17 word Israel soos talle animale omring deur vyande. En die Here sê vir hulle, julle hoef daarby nie te veg nie. Ek het al in die verlede gesê, daar's sekere gevegte wat ons moet veg. Maar daar's sekere gevegte wat die Here vir ons veg.
Ons moet baie mooi leer om onderskeid te tref. Want baie keer veg ons se vyand in ons eie krag en ons eie vlees en nou gebeur niks en ons bid die Here om ons te help en nou gebeur dit niks nie. Maar eintlik wat die Here vir ons sê is, staan net een kant toe. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Elke geveg, elke stryd wat ek en u het as mens op hierdie aarde, kan ons tegemoet gaan met die wete dat die Here is met my. Hy het my gesê, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. En as die Here met my is, moet ek wel tot die stryd toetree, maar ek hoef nie te veg nie. Dis nie lekker nie, dis nie lekker nie, ons wil beklei. Kom aan, ons wil tot die stryd toetree en ons wil beklei. En die Here sê, staan net gereed. Staan net gereed. En aanskou die redding van die Here by julle. Ek het vanoggend die keuse, ek kan vanoggend sonde beveg, of ek kan vanoggend toelaat dat die Gees van die Here sonde in my beveg. Ek het altyd daai keuse, die Here gee vir ons daardie keuse. Gaan jy die ding in die vlees beklei, of gaan jy toelaat dat ek hom in die Gees oorwin? En baie keer myself, gaan ek eers 'n paar rondes in die kruit myself. Kom aan manne. En ek kyk eers of ek die ding nie self kan oorwin nie. En dan as ek nie meer krag oor het nie, dan gaan ek na die Here toe. Is daar nog iemand wat saam met my so wys is om dit te doen? Dis baie dwaas, maar ons doen dit maar as mens. Maar die Bybel sê vir ons, Here sê, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit. Julle moet die oorlog gaan veg, maar die Here sal met julle wees en die Here sal die oorwinning gee. Hierdie stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte. En ons wapens is nie vleeslike wapens nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Jesus verander elke krisis wat ek het, elke oorlog wat ek het, elke stryd wat ek het, bring Jesus die oorwinning. En hy verander die krisis in 'n oorwinning. Hy sê vir ons 2 Konings hoofstuk 13 vers 17. Verder sê hy, oop die venster na die ooste toe. En hy het oopgemaak en die leser sê skiet en hy het geskiet. Toe sê hy die pyl van oorwinning van die Here en die pyl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. Die pyl van oorwinning van die Here. Dis geestelike stryd, dis geestelike wapens en die oorwinning kom van die Here af. Die Here gee vir ons die oorwinning oor elke stryd waarin ons gewikkeld kan word. Gee die Here vir ons die oorwinning. Hy gee vir ons die oorwinning. Deuteronomium 20 vers 4, hy sê, want dit is die Here, julle God, wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande. Om wat te doen? Om aan julle die oorwinning te gee. Kan ek dit weer lees? Want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te kan gee. Die Here weet daar is vyande. Sê wees stryd nie teen vlees en bloed nie, maar die Here weet ons het vyande. Sonde is 'n vyand, ongeloof is 'n vyand, die vlees is 'n vyand, bose magte is 'n vyand. Die Here weet ons hierdie vyande en die Here sê ek sal saam met julle trek en ek sal stry teen julle vyande. Ek hou daarvan. Ek sal stry teen julle vyande. Hoekom? Sodat julle die oorwinning kan kry. Ek sal stry sodat julle kan oorwin. Ek dink dit maak my meer as 'n oorwinnaar. Dit maak my meer as 'n oorwinnaar. En daarom sê Paulus ook in Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Jesus gee vanoggend vir ons die oorwinning, kerk. En dit maak ons vanoggend meer as oorwinnaars. Dis vanoggend, dit maak as ek vanoggend teen wie kan ek nou Piet, ek kan hom Piet te bekleiere aan die gang en
Wie is lekker groot? Derry kom van haar van agteraf en hy kom beklei met oom Piet. Hy slaan oom Piet plat en hy lig my hande op en hy sê ek het die oorwinning behaal. En ek loop daar rond en sê yes. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur die Here wat my lief gehad het. Kom as 'n simpele illustrasie, maar ek wil net vanoggend net besef dat die Here stryd vir ons, maar hy gee aan ons die oorwinning. Hy gee aan ons die oorwinning. Hoekom? Want ons dien 'n God van verandering. En ek wil hê vanoggend net, jy moet vanoggend net, of dit vanoggend jou oorlog is, en of dit vanoggend nou jou gevangenskap is, en of dit vanoggend jou swakheid is, en of dit vanoggend jou rou is. Ek wil hê jy moet vanoggend net vir die Here gee. In die wete, luister mooi, ek sê dit die laaste keer, in die wete, hy gaan dit nie net wegneem nie. Ek moet dit vir hom gee, sodat hy die samestelling daar kan verander, en dit aan my teruggee as 'n geskenk. Dis die verandering wat die Here bring. Dis die verandering wat bring. En daarom sê die Bybel weer eens, dat alles ten goeie kan meewerk vir ons as kinders van die Here, as ons net vir die Here gee. Die Here, hy is God, en hy doen soos hy goed dink. Hy verander water in wyn, hy verander broodjies in 'n maaltyd. Kom aan kerk, hy maak van modder oë, dis hoe die Here werk. En vanoggend weet ek nie wat hy my gaan teruggee nie, maar ek weet dit gaan goed wees. So ek wil vanoggend net vir hom gee. En ek gaan jou vanoggend die geleentheid gee om net hierdie rou, of hierdie gevangenskap, of hierdie swakheid, of hierdie oorlog. Ons gaan volgende week aangaan met die tweede deel hiervan. Maar ek wil hier maar net vir die Here gee vanoggend, net simbolies sê, Here, ek gee dit vanoggend vir U. Ek vra nie vat dit weg nie, ek gee dit vanoggend vir U. En kyk wat die Here daarmee gaan maak. Kom ons bid saam. Vader, nou in die naam van ons koning Here Jesus Christus, wil ons vanoggend net hierdie rou vir U kom gee, hierdie swakheid, hierdie bekommernis, hierdie seer. Here, ons wil vanoggend hierdie swakheid vir U kom gee, ons wil vanoggend hierdie gevangenskap vir U kom gee, ons wil vanoggend hierdie oorlog vir U kom gee, Here. Ons het probeer, ons verklaar vanoggend, ons bely vanoggend, ons kan dit nie oorwin nie, Here, maar in U is ons meer as oorwinnaars, omdat U die stryd vir ons stry. En ons gee dit vanoggend U, Here, in die vertroue dat U vanoggend dit sal verander, dat ons rou in blydskap sal verander, dat ons gevangenskap in vryheid sal verander, dat ons swakheid in krag sal verander, en dat ons oorlog in oorwinning sal verander. Ons gee dit vanoggend vir U, Here, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Het jy die woord ontvang vanoggend? Ek bid dat hierdie woord mag vrug dra. Gaan oordink hierdie woord asseblief. Want soos ek hierdie preek is daar soveel goed in gedagtes opkom en ek kan nie vinnig genoeg praat om alles uit te kry nie. So gaan vra die Here om jou te wys hoe hy hierdie verandering bring, wat hy wil verander en hoe hy dit in jou lewe wil doen. Amen en amen. Onthou asseblief na die tyd heerlike